Mense het die vroeë kerk dopgehou en gewonder, wat is dit wat hulle so anders maak? As jy dan gedeelte in Handelinge 2 lees, dan sê dit, en hulle het guns beleef van die volk en van al die mense. Selfs hulle wat nie geglo het nie, die kerk het guns. Wanneer ons as kerk so leef, wat ons naby aan die Here is, en ons gee om vir mekaar, dan gaan mense van buite af inkyk en sê, ek wil dit hê. En Francis van Assisi die derde het hierdie stelling wat hy sê, preach the gospel and only when necessary use words. Met ander woorde, jou lewe, hoe jy mense hanteer, die petroljoggie, die persoon wat jy groet in die ry by binnelandse sake, die traffiekop wat jou afgetrek het want jy het gejaag, hoe jy daai mense hanteer, die wêreld aan jou dop. Toe ons in die week hieroor gesels, dat hierdie gaan, jy weet, basies die oomblik wees wat ons hieroor praat. Nou, vra ou jouself jou hele lewe lank, wel vandat ek nou in bediening is, het ek geweet, die Here het my gesê, Marius, iewers gaan ek jou roep om te lei, en jy gaan moet voorstap, en dan wonder 'n ou, wat preek jy daai oggend? As jy nou gesê word, hoor hierso, dis nou so, Sondag sê ons vir die gemeente, wat gaan jy preek? En jy het nou gehoor wat Champ deel, blykbaar het my baard 'n rooi skynsel, en ek het nog altyd beleef, ek is iets wat van 'n Dawid, jy weet, my pa het van my vergeet, en die Here het my onthou, en hy het my gestuur, en ek moes al 'n paar reëse in my lewe platslaan, en hopelik is daar nog 'n paar reëse wat kom, wat met die krag van die Here sal ons platslaan. Maar dit gesê, vanoggend, jy weet, dink ek, miskien moet ek preek oor die tema 'n man na in God se hart, en vir julle sê, hierdie is die man wat ek beloof om te wees. En ek gaan bid daaroor, en ek sê, Here, wil nie hê ek moet praat oor Dawid vanoggend, en die karaktereienskappe van Dawid, en onthou die woord sê, Dawid was 'n man na in God se hart. En ek hoor hoe die Here vir my sê, Marius, as jy nie dit is nie, en jy bly nie om dit te wees, jy gaan ek jou in elk geval verwyder, so ek wil nie jy moet daaroor preek nie, bly 'n man na in my hart, okay? So ek sê van Here, dankie, maar wat moet ek preek? Ek het nie antwoorde op wat ek moet preek nie, en ek beleef hoe die Here my hierdie tema gee, die kerk wat in Jesus se voetspore loop. En so as familie, wanneer ek volgende met jou praat oor hierdie reis wat ons saam opgaan, en hierdie lewe wat ons saam gaan leef, wat ek die Here voorvra, en wat ek volgende met ons as gemeente wil kommunikeer, is die pad wat ek vertrou, die Here saam met ons gaan stap. En ek lees in die week 'n mooi ding oor leierskap. Hulle sê, die leier loop voor, sodat ander kan weet waarheen om te gaan. En so kan ek volgende vir julle sê, ek as leier beloof, ek sal in Jesus se voetspore loop. Dis wat ek vertrou, en hierdie jaartema, ons tema vir die jaar vir 2026 is voetspore, loop in die voetspore van Jesus. Dit is die leier wat ek wil wees, en dit is die gemeente wat ek wil hê ons moet wees, en ek weet, dat as ek voor kan loop in die voetspore van Jesus, en ek laat toe dat ons span voorloop in die voetspore van Jesus, wat gaan gebeur is ons gemeente gaan loop in die voetspore van Jesus. Kan ek gou sien, wie wil deel wees van 'n gemeente wat loop in die voetspore van Jesus? Dis hoekom ek hierdie volgende preek, dis my hart, dis my droom, is my begeerte, is nie dat dit sal gaan net oor my nie, dit sal gaan oor ons, en dit gaan oor ons, sodat ons die wêreld kan gaan bereik, sodat die wêreld hom kan ontmoet. Dit is die doel, en dit is wat ons op pad is, en so dis wat ek graag vanoggend wil bereik, en so ek wil graag sê, dat wanneer ek die dag, ek sê vanoggend vir Ben, of aftree, of dalk doodgaan, ek kan nie sien dat ons 'n beroep vat nie, maar dat ons is hier, ons is geplant, en ons is hier in hierdie gemeente, en ons is nie hier vir 'n klein rukkie, en dan gaan ons stad toe gaan nie. As ons gaan ons Kaap toe, daar waar die WP die blou bulle wen. Ek moes dit net daar buite sit. Maar ons harte, en ek en Jeannie praat daaroor, ons harte is nie eers om Kaap toe te gaan nie, ons sal vakansie daar gaan, nou prys die Here vir die Kaap. Maar ons hart is om in Klerksdorp te bly, en wortels hier te skiet, en ons kinders hier groot te maak, en ons het wonderlike skole om ons kinders deur te vat, en so ek deel volgend hierdie met jou, want wat ek wil sien die dag as ek dalk hier aftree, en die Here sê vir my, Marius, hopelik wat hy vir my sê, is welgedaan, goeie en getroue diensknegt, dan sal mense oor Oase gemeente sê, dat 1 Johannes 2 vers 6 is wie hierdie gemeente was in daai tyd. dat hulle sal sê, ons is 'n gemeente, en jy kan daai skrif vir my opsit, Lans, 1 Johannes 2 vers 6, is ons jaarskrif, maar ek beleef, dit moet ons gemeente skrif word.
dat mense sal sê dat ons bly in hom, want ons leef soos hy geleef het. Dis wat ek die Here voorvra is, Here, mag ons so gemeente wees. Maar hoe lyk so gemeente? Hoe lyk 'n gemeente wat in die voetspore van Jesus volg en sê dat ons kies om ten spyte van wat die wêreld sê ons moet leef, of opinies van ander, of slim mense in boeke sê, hoe gaan ons hierdie tydperk kenmerk? En as jy deel is van hierdie gemeente en jy gaan saam met ons op pad stap, kan ek vir jou sê, hierdie wat ek nou vir jou gaan lees, hierdie gedeelte in die Bybel waartoe ons nou gaan, is die droom wat ek vir hierdie gemeente het, is wat ek glo die Here vir hierdie gemeente het, en wat ek jou wil vra as jy bid saam met ons vir ons gemeente, vir hierdie gedeelte. Ek lees dit graag vir jou, en is Handelinge 2, vers 41 tot 42. Nou net gou so 'n bietjie agtergrond van Handelinge 2. Jesus het gesterf en 3 dae later het hy opgestaan. En na hy opgestaan het, vir 'n sekere tydperk verskyn hy aan mense, 50 dae verskyn hy aan mense, en hy 40 dae verskyn hy aan mense, en hy sê vir hulle, hoor hierso, ek gaan nie vir altyd by julle bly nie, onthou ek het vir julle gesê, ek gaan terug na die Vader toe, om 'n plek vir julle voor te berei. En Paasnaweek is nou oor so 2-3 weke, ons kan nie wag nie, ek wil nie vir julle ons tema gee nie, want dan gaan ons ietsie weggee, ons wil, jy moet met 'n verwagting kom, Paasnaweek, maar Jesus het vir hulle verskeie kere om tafels het aan hulle verskyn en met hulle gepraat. Jesus het gekom en hy het deur mure geloop. Kan jy jouself net gou indink, jy staan in 'n vertrek en die volgende oomblik is hier net iemand langs jou, nou was niemand langs jou gewees nie. Jesus het 'n sin vir humor as jy dit nie geglo het nie, want dit sê hulle het geskrik. Jesus loop hier deur die dier en hy is van, hey, waaroor praat julle? En so Jesus verskyn aan hulle en dan kom ons by hemelvaart en die Here vaar op hemel toe. En hulle staan en hulle kyk en die engele verskyn aan hulle en sê vir hulle, hoor hierso, hoekom kyk julle na die hemel? Hy is nie meer hier nie. Hy het 'n plek gaan voorberei. En wat die disippels te doen is, hulle gaan toe en hulle gaan vergader, hulle kom by mekaar en hulle gaan bid. Mag ons altyd 'n gemeente wees wat bid, amen. En hulle gaan bid in die bovertrek en hulle gaan wag op die Here. En kan ek dit met jou deel oor hierdie laaste jaar, is dit wat ons bestuursraad gedoen het. En dit was 'n moeilike jaar geweest. Jy het nodig om te verstaan, ons was baie seer en baie teleurstelling en baie pyn en baie vrae. Maar wat ons gekies het om te doen is elke liewe maandag aand het ons op hierdie verhoog by mekaar gekom en deur die leiding van Hester. Die Here het so mooi deur haar gewerk en sê ons kom leer om net as bestuur te kom bid vir ons gemeente. En ons het kom intree en gevra, Here, wat ook al in die verlede gebeur het, ons vra dat U dit sal kom losmaak en iets nuuts kom doen in ons gemeente. En ons het gebid en elke maandag aan en sê ons, Here, wie ook al hierdie gemeente volgende moet lei, ons vra dat U ons sal lei. Soos die disippels het ons gaan wag. En ons het gewag op die antwoord van die Here en ons het gewag. En kan ons dit met mekaar eerlik wees? Partykeer raak ons moeg gewag. Enige iemand wat ook kan saamstem met dit. Ek sien hier's 'n paar eerlike mense en 'n paar mense wat nie so eerlik is nie. En ons wag en ons sê, Here, sê vir ons wat moet gebeur, sê vir ons wat moet gebeur. En ons het gewag. En ons gaan altyd 'n gemeente wees wat wag wat die Here sê voordat ons doen. Ons wil nooit iets uit ons eie krag uit doen nie, maar altyd op leiding van die Gees van die Here. En so, hulle gaan wag hier in die bovertrek, want dis wat Jesus vir hulle gesê het om te doen. Gaan wag, want dan gaan vir julle iemand stuur, die trooster, die Heilige Gees, en hulle wag hier in die bovertrek. En terwyl hulle wag hier in die bovertrek, lees ons in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitgestort is. En hulle ontvang die Heilige Gees, en die volgende oomblik wat gebeur is, hulle begin vir almal van Jesus vertel. So hulle praat in tale, in menslike tale, sodat ander mense hulle kan verstaan, en as jy Grieks was, hier praat 'n Aramees sprekende man in Grieks, en jy's van, hoor jy praat in my taal, as jy Frans was, het hy gepraat in dit, of as jy nou regtig die hemelse taal Afrikaans gehad het, hulle in Afrikaans gepraat, oor wie God is, en almal verstaan hulle, en wat uit die Heilige Gees uitgestort is, wat uit hulle mond uitgekom het is, Jesus Christus het gesterf en opgestaan, ons is nou reg, ons verhouding met God is reg, geen verdere offer is nodig nie, kom volg hom, hy gee sy lewe vir jou, dis ons boodskap, dis hoekom ons elke Sondag doen wat ons doen, almal is welkom. En dan sien ons iets ongeloofliks gebeur, ons sien daai dag is die geboorte van die kerk, soos wat ons dit vandag ken. En ek wil dit graag vir julle lees, Handelinge 2, vers 41 tot 42. Hier is nou net nadat hulle gepraat het en van Jesus getuig het. Dit sê, die wat Petrus se boodskap aanvaar het, dis die evangelie, dat Jesus gesterf het en opgestaan het vir ons, is gedoop, dit het binne net gesê, dis ons hart, is dat mense hulle ou lewe sal neerlê, sal opstaan as 'n nuwe mens in die water uit, en hulle het lede van die kerk geword. So nie net is hulle gedoop nie, hulle deel geword van iets groters. En dit sê, hulle was so 3000 mense gewees.
Hulle het hulle volledig gewy. Nou daai woordjie volledig in Grieks beteken alles gegee, intentioneel dit deel gemaak van hulle lewe. Dit was nie onderhandelbaar nie. Hierdie is die beginsels waarop hulle lewe gebou het. En ons familie, hierdie is die beginsels wat ek glo die Here ons na toe uitnooi om hierdie gemeente aan te hou, bou op, want ons doen dit alreeds en die vrug daarop te sien. Dit sê en hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan gemeenskaplike maaltye en aan gebede. So ek wil hierdie 4 goed vat en vir 'n oomblik gou daaroor praat. Die eerste ding is ons sien, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels. Nou, wat is die leer van die apostels? Die leer van die apostels, as jy nie weet wie die apostels is nie, hierdie is die disippels wat saam met Jesus 'n pad gestap het, minus Judas Iskariot. Hierdie is die manne wat gesien het waar Jesus wonderwerke gedoen het. Om 'n apostel genoem te wees, geword het, moet jy Jesus in lewende lyf gesien het. Jy moes die opgestaande Christus gesien het. Dit was die definisie van 'n apostel gewees. Hulle het verander van disippels na apostels. Hulle het gesien, Jesus het opgestaan uit die dood uit. Hy het aan hulle verskyn, hy het met hulle gepraat. Hulle het die opgestaande Christus gesien. En wat hulle geleer het, was die woord. Wat hulle geleer het, was die goed wat Jesus gesê het. Dis hoe ons die evangelies gekry het, van Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge. Hulle het hierdie gedeel. En wat hulle gesê het, is die vroeë kerk het na die skrywe gekyk van die woord. En onthou weer eens, Jesus het gesê, ek het nie gekom om die Ou Testament weg te vat nie, ek het gekom om dit te volbring. En so wanneer jy deel is van hierdie gemeente, want ons gaan aanhou beweeg is, ons opinies oor mense, ons opinies oor hoe ons die woord moet bedien, ons opinies oor hoe kerk moet lyk, moet alles gebaseer word op die woord. Stem enigiemand met my saam volgende? Ons gaan nie op opinies hierdie kerk lei nie, ons gaan op die woord van die Here. Jy sien, hulle het gesê, ons gaan met alles in ons, gaan ons God se woord nastreef. En ons gaan altyd 'n gemeente wees wat na God se woord kyk. En dis hoekom ons begin het hierdie jaar. Deur te sê, Jesus was lief vir die woord, ons gaan lief wees vir die woord. Ons gaan tyd in die woord spandeer, ons gaan moeilike vrae vra oor die woord. Ons gaan vra, hoekom het Jesus hierdie hier gesê? Hoekom het Jesus dit daar gedoen? Here, ek verstaan nie hoekom hierdie in die Ou Testament gebeur het. Ons gaan dit vra, maar ons gaan ons volledig toewy daaraan en glo die woord gaan vir ons die antwoord gee. En so ek wil vanoggend sê, as 'n familie, mag ons altyd 'n gemeente wees wat toegewy is aan leer. Mense vra baie keer vir my, hoe meet 'n mens of iemand gevul is met die Heilige Gees? Weet jy wat's interessant? Die heel eerste ding wat ons leer van die kerk, wat die Heilige Gees ontvang het, is hulle toegewy aan die woord. Ons leef in 'n samelewing waar mense die woord probeer buig tot hulle opinie, of hulle haal gedeeltes uit konteks uit. Ons gaan nie dit doen nie. Ons gaan saam lees, en dis hoekom die Bybelskool, ek het die voorreg gehad om donderdag aand 'n bietjie by die Bybelskool te praat oor hoe doen 'n mens Bybelstudie. En te praat oor, dat gaan na die woord toe, lees wat voor en na die vers is, moenie net aanvaar nie. En so kan ek jou vra, bring asseblief 'n Bybel saam kerk toe. Die YouVersion Bible app is wonderlik, en vanoggend se notas is op die YouVersion Bible app, dis wonderlik. Maar as jy enigiets soos ek is, dan wanneer ek besig is, dan kom 'n Timo notification. En dan moet ek hom wegswipe, en dan het ek my plek verloor. Of dan sien ek, jy weet, een of ander sport notification kom deur, en dan moet ek dit wegswipe. Of die bank laat weet, een van jou debietorders het afgegaan, en dan dink ek, fokus jy glad nie meer op wat ek op preek nie. En so wat ek gekies het om te doen is, wanneer ek na 'n preek kom luister, dan gebruik ek 'n Bybel, want ek wil my toewy aan die woord van die Here. Ek gaan nooit, ons gaan nie hierdie gemeente baseer op opinies, selfs van die beste leiers in die wêreld. Ons gaan ons woord, ons gaan hoe ons hierdie gemeente gaan lei, gaan wees deur die woord van die Here. So die eerste ding is, ons sien dat hulle fondament was die woord van die Here. Maar die tweede ding wat ons sien is, hy kom hier so, hy sê, hulle het hulle volledig gewy aan gemeenskap. Ekskuus, ek wil net vir julle 'n quote lees van John Stott. John Stott ons het 2 jaar terug by ons Bybelskool het ons deur Handelinge gewerk, en hierdie quote het net met my bygebly. Hoor hierso wat hy sê, hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels. Kan ons net gou vir mekaar sê, ons is, wanneer ons hier kies om Jesus te volg, kies ons om leerders te wees. Ons kies om te sê, Here, ek weet nie alles nie. Ek kan nog goed leer, ek kan nog goed oor die Bybel leer, ek kan nog goed leer oor hierdie lewe. En hoor wat sê John Stott, hy sê, one might say that the Holy Spirit opened a school in Jerusalem that day. It teaches where the apostles whom Jesus appointed, and there were 3,000 pupils in the kindergarten.
It's interesting to note that when the Spirit of God fills a church, the first thing we see in new converts is a passion and commitment to learning the Word. As jy wil weet of die Heilige Gees, of jy toelaat dat die Heilige Gees in jou werk, vra vir jouself die vraag of, is ek myself besig om toe te wy om die woord van die Here te leer? Nie net te hoor nie, ek gaan kies intentioneel, so hulle wy hulle toe aan dit. Maar die tweede ding wat ons hier sien, ons sien hulle was aan mekaar toegewy gewees. En daai woord daar wat praat van gemeenskap, is die woord koinonia. Dis 'n Griekse woord, koinonia. Sê dit vinnig vir die persoon langs jou, koinonia. 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 Nou, dit is nie net 'n warm emosionele gevoel nie. Dit is nie net, ek is lief vir jou, jy is lief vir my, sien wat dit is nie. Dit praat oor 'n leefstyl. As ons nou verder in Handelinge gaan lees, gaan jy sien dat hierdie mense het soveel vir mekaar omgegee, hulle dit wat hulle gehad het gedeel met mekaar. Hulle het hulle finansies gedeel met mekaar. En weet jy wat vir my interessant, nie een keer het ek gesien hoe Jesus sê, in sy teachings, dat ons moet alles met die kerk deel nie. Jesus het nie gesê nie. So hierdie mense, deur naby aan Jesus te leef, het gesien, daar's 'n behoefte in ons gemeenskap. Ons gaan omgee vir mekaar. Hulle het saam gekuier, hulle het op mekaar se tafels gekom. Kan ek vir jou sê, een van die drome wat ek vir hierdie gemeente het, is dat ons selgroepe sal begin in ons kerk. Selgroepe wat werk. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense wat ek hiermee gedeel het, ja, selgroepe gaan nooit in ons gemeente werk nie. Ek sê, kyk wat gaan die Here doen. Never say never. Kan ek gesien, waar is my selgroep? Steek gou op julle hande. Marley hulle, Albert hulle, Wynand daar agter. Dis mense wat ons 'n pad mee gestap het en ons het gesien selgroep kan werk. Is dit altyd maklik glad nie? Anton hulle, Natanja hulle wat daar agter is. Ons het by mekaar gekom en julle, as jy dink selgroep is rof, kry jy gou 'n groep van 8 tot 10 klein kitjies by mekaar en nou jy selgroep en probeer jy oor Jesus praat. Partykeer bid ons net vir mekaar. Ons kan nie eers die Bybel lees nie. Maar ons het agtergekom ewe skielik wanneer ons deur moeilike goed gaan, is daar mense wat saam met ons op pad stap. My hart vir hierdie gemeente is dat ons 'n gemeente sal wees wat 'n klomp klein kerkies sal wees in Klerksdorp. Waar mense by mekaar kan kom, by mekaar kan incheck, koinonia by mekaar kan hê. En partykeer het iemand iets nodig en is nie geld nie. Hulle het nodig dat jy net tyd vir hulle sal gee. By mekaar sal kom sit en sê kom eet net 'n ete saam met my. Kan ons vir mekaar sê dis Bybels om saam te eet. Wie's bly vir dit? Hulle eet saam, gemeenskaplike maaltye saamgehou. Dit sê hulle kom hier so by mekaar en hulle was vrygewig gewees. Nou hier's iets interessant in hierdie week wat ek gelees het oor vrygewig wees. Hulle sê navorsing wys dat mense wat vrygewig is, gelukkiger en gesonder is. Hulle het meer. Mense wat meer weggee, meer van hulle tyd weggee, meer van hulle besittings weggee. En ek sê nie jy moet vir ons gee nie, maar as daar iemand is wat jy sien hier 'n behoefte het en jy het 'n loopraam by die huis en jy sien hier's 'n tannie wat nie 'n loopraam het nie, bring daai loopraam en gee hom vir haar. Hulle sê want wat gebeur is jy sien wat dit beteken vir ander, so dit dryf jou om meer te wil hê sodat jy meer vir ander kan gee. Wanneer die kerk beweeg en deur die Gees geïnspireer is, wat dit doen is dit maak dat ek nie net meer vir myself leef nie. En dis my hartseer, want baie kerke en baie Christene, hulle stop by die eerste ding. Ek het wy my toe aan die woord van die Here, en dis wonderlik. Maar as die woord van die Here jou nie lei na verhouding met ander nie, verstaan jy nie die woord van die Here reg nie. Dit moet altyd lei na verhouding, en dis wat ek sien, die tweede ding, hulle het al aan mekaar, hulle het in mekaar ingespreek, hulle was vir mekaar lief. Hierdie moet 'n mekaar kerk wees. Ek wil nou met julle 'n storie deel wat met my gebeur het in 2021. In 2020, toe ons kom begin reis oor die grense, onthou julle daai wonderlike tyd in ons almal se lewe? Toe was ek by 'n gemeente in Middelburg met die naam Corpus Christi, nie Corpus Crispy nie, Corpus Christi, liggaam van Christus. En 'n groot gemeente, baie lief vir die gemeente. Ek was 'n seun van daai huis gewees, ek het in daai gemeente in bediening gegaan, ek was op daai stadium 10 jaar in daai gemeente pastoor gewees, en ek het al gedien in daai gemeente, en wat gebeur is, in COVID, kyk ons mos na al die ander kerke, en wie doen aanlyn kerk die beste, en ek kyk na Oasis so goed, en ek het nodig om by Oasis te gaan sit, en te gaan leer, hoe doen hulle aanlyn kerk, want dit is net next level, ja, hulle musiek is great, maar hulle aanlyn kerk, wow, en ek bel vir Tertius, en ek sê vir Tertius, hey Ters, hoor jy so, ek weet nie of jy my kan onthou nie, maar ek is hierdie random ou daar van Middelburg, kan ek en my jong ouetjie wat ek besig is om te mentor, kan ons asseblief in Klerksdorp kom kuier, en net vir 'n dag of so by julle tyd spandeer, ons wil net sien hoe neem julle julle aanlyn dienste af, ons wil net by julle kom leer, en Tertius is vir my, Marius,
kom met liefde. Julle kan net kom, moet niks saambring nie, kom net. En nou is jy bietjie skepties, jy weet, want gaan ons in die bussie slaap. Gelukkig die kerk se bussie, ek het al in hom geslaap. Jy weet, so as dit moet, ek het net gehoor Klerksdorp se middendorp is nie waar jy wil slaap nie, jy weet, so kom ons toe nou met die bussie Klerksdorp toe, en ons stop hierso, en Tersius en Gila ontvang ons hierso, en hulle sê vir ons, hoor hierso boys, ons gaan julle na hierdie ander koffiewinkel toe vat, broer of iets, en ons gaan daar gaan koffie drink. En ek het gedink ek weet wat's goeie koffie, en toe vat hulle ons na regte goeie koffie toe. En ons drink toe goeie koffie daar, en ek wil betaal, en Tersius sê, nee, julle is ons gaste, julle betaal nie. Ek sê, okay, interessant, en hulle koop nie net vir ons 'n koffie nie, hulle koop vir ons 'n kilogram van broeder se Big Bro blend. Ek het daai teruggevat Middelburg toe, ek kan vir julle sê, ek was baie suinig met daai koffie gewees. En so gaan ons, en ons is hier, en hulle vat ons, en hulle wys ons die oggend hier op die stage, neem hulle die aanlyn dienste af, en ek maak notas, en jy weet 'n klomp goeters, en toe sê Tersius vir my, okay Marius, kom ons stel julle voor in die span, hierdie is Thys. Thys was op daai stadium 'n intern nie by Oase gewees, maar Thys doen ook 'n gedeelte van die worship, en ek en Thys ontmoet mekaar vir die eerste keer. En Thys, jy weet, is Thys. Ongelooflike vriendelike mense, en ek het verskillende Thys gevoel as gevolg van hoe hy my hanteer het. En ons ontmoet hierdie span, en ons ontmoet vir Ozzy wat op die media is, en ons kuier hier. Julle en ek voel net soos, wow, hierdie plek is amazing. En hulle vat ons Mike's Kitchen toe, en ons gaan eet by Mike's Kitchen, 'n steak special, en dit was awesome. Toe was Eagles nog nie oop gewees nie, en ons eet 'n steak special daar. En ons gaan, en hulle vat ons hier deur Klerksdorp, en nou begin die vraag kom, okay, waar slaap ons vanaand? En Tersius sê, meneer, maar hier is twee van ons pastore, oom Andre en tannie Hester is pastore hier by die gemeente, hulle het 'n gasteplaas net by te Klerksdorp. Julle gaan daar gaan slaap. Julle en ons daag daarop, en hier is vir ons 'n kamer reg op die gasteplaas, met sulke Morawiese spinnekoppe teen die muur, maar weet jy wat? Reënspinnekoppe en Klerksdorp sinoniem, né? Ons is nou al vriende, ons drink in die oggend saam koffie, ek en daai spinnekoppe. Maar ewe skielik gaan slaap ons, en ek en Karl is net soos van, wat dink jy gaan hierdie ons kos? Ons gaan iewers hierdie rekening moet betaal. Ons het 2 aande daar geslaap, en ons was vir 2 dae gewees. En die dag toe ons moes ry, sê ek vir Tersius, hoeveel moet ons, jy weet net, laat ons net kan regmaak met die tannie en die oom en die etes. En hy sê vir my, nee, jy verstaan verkeerd. Hy sê, Oase gaan altyd 'n gemeente wees waar ons koinonia beleef. So mense wat van buite af kom, sal welkom hier voel. Julle en ek is terug Middelburg toe, en ek is soos van, kom ek vertel julle, daai kerk eet elke dag saam, en hulle kerk is net amazing, en die pastoor is net soos van, Marius, raak net vir my rustig. En ek onthou, ek gebid het, ek gesê, Here, as ek ooit by 'n kerk sal wil werk, wil dit daar wees. En julle vandag het ek die voorreg om te sê, ek kan daai gemeente lei. En 3 weke terug kry ek 'n oproep van daai gemeente af. Wat sê, hey, hoor hierso, het julle laas teruggekom het, julle het soveel goed verander, kan ons 2 van ons jong ouens stuur om te kom kuier, en hulle was hierdie week hier gewees, en hulle ry terug, en hulle sê van, dit was amazing! Ek sê, ja, ek weet, want iemand het dit vir my bewys, en hier's wat ek die Here vra, is, Here, mag ons altyd 'n gemeente wees, wat wanneer mense wil kom, sal ons nooit wees, nee, jy weet, ons geheime, ons gaan nie wys, so 'n gemeente wees wat koinonia sal hê. Maar meer is dit, as die mense van buite af inkom, wat behoefte het, aan geestelike versorging, sal ons altyd 'n gemeente wees, wat dit vir hulle gee. Wat dit ons gemeente sal wees, waar ons geestelik, fisies en emosioneel, na mense sal kan kyk, en sal sê, ons belê in mekaar se lewe. Maar dan sien ek ook, dat hulle die vroeë kerk het gereeld by mekaar gekom. Nou weet jy wat's interessant? Die vroeë kerk het in die tempel by mekaar gekom as 'n groot groep. Ek het dit gaan lees in Handelinge 2. Hulle het as 'n groot groep by mekaar gekom, maar hulle het ook in mekaar se huise by mekaar gekom. So dit beteken dat hierdie is belangrik, maar huis is ook belangrik. En wat my frustreer met soveel mense, nee, ons doen huiskerk. Jy verstaan verkeerd, ons het mekaar nodig en ons het huiskerk nodig. Dis nie een of die ander nie, ons het albei nodig. Hoe ongelooflik is dit om op 'n Sondag hier by mekaar te kom en babetjies saam te hoor huil. Julle hoor die week so babetjies ook huil, julle is amazing. Ek love die feit dat julle kinders in die kerk is. My seentjie is een van daai wat so besig hiervoor is. Ons moet 'n kerk hê waar kinders, weet jy soveel mense, as jy net by jou huiskerk by mekaar kom en waar dit jou gemaklik is, dit laat jou nie groei nie. Jy sien nie wat daar buite is nie. Maar ewe skielik wanneer ons in hierdie koffiewinkel by mekaar kom, dan is dit amazing en ons sien iets van mekaar se lewe. Maar wanneer ons in mekaar se huise by mekaar kom, hoor ons mekaar se harte. Ons het albei nodig. En dis hoekom ek vra die Here, mag ons 'n gemeente wees waar ons op 'n Sondag by mekaar kom om te aanbid en te worship, en ons gaan nou lekker worship. Ons gaan lekker saam sing. Maar die eerste kerk was toegewyd gewees aan aanbidding. In mekaar se huise,
maar ook as 'n groot groep as geheel. En so wat ek die Here vra is, Here, mag ons by mekaar kom, waar ons 'n geesvervulde kerk sal wees, waar ons saam brood breek in mekaar se huise, maar ook saam mekaar aanbid in 'n groot groep. Ons het albei nodig. Maar dan sien ek, hulle sê hulle het met blye en dankbare harte geleef, maar ook met 'n ontheilige ontzag vir God se krag. Jy sien, die vroeë kerk het God aanbid in woord en daad. Hulle het nie net op 'n Sondag by mekaar gekom en gesing, prys die Here, o my siel. Dis hoekom Thys sing en nie ek nie, maar hulle het nie net by mekaar gekom vir dit nie, hulle het by mekaar gekom, hulle het beleef wie die Here is, en dan daai toegelaat dat hulle dag tot dag lewe, het hulle ingerig met, wow, Here, U is amazing. Here, ek gaan in hierdie samelewing ingaan, en ek gaan 'n verskil maak. So nie net is dit saam kuier nie, nie net is dit 'n toewyding aan die leer nie, dis 'n leefstyl van aanbidding. Weet julle wat's hartseer vir my? Is hoeveel kerke ons in ons land het, hoeveel kerke daar in die wêreld is. En is soveel mense wat hoor, maar nooit vir ontzag vir God leef nie. Jakobus maak hierdie stelling, hy sê, moenie wees soos mense wat na 'n spieël toe gaan, en jy kyk en jy sien wat fout is, en dan gaan leef jy net dieselfde sonder om iets te verander nie. Mag ons 'n gemeente wees wat hoor wat die woord van die Here sê, hoor en beleef wat die Heilige Gees ons lei hier op 'n Sondagoggend, wanneer ons saam worship, wanneer ons saam sing, en dan wat dit doen is dit lei ons om ons leefstyl te verander. Julle Klerksdorp het nodig dat daar 'n leefstylverandering kan kom. Stem enigiemand met my saam? Die stories wat loop van wat gebeur in Klerksdorp en huwelike en besighede wat agteraf is, en ons munisipaliteit, kan ek moet net 'n grappie vanoggend maak hier, vind dit. Julle gaan, maar dis 'n goeie grappie, dis 'n Bybelse grappie. Het julle gesien dat ons nuwe burgemeester, sy naam is Lazarus? Ek sê, Here, laat dit profeties wees, dit kom uit die doodtyd, dit staan op uit die doodtyd. Maar ons stories wat loop oor Klerksdorp. En wat ek vertrou is dat ons as gemeente, en ja, ons is 500 en iets mense volgend, maar dat as ons as gemeente net in sy voetspore kan loop, ek sê nou vir julle, as 500 mense in Klerksdorp net in Jesus se voetspore kan loop, gaan Klerksdorp klaar drasties anders lyk. En dit kan nie by jou bly nie. En dit bring my na die volgende punt toe. As ons toegewyd is in die woord, ons leef deur saam te kuier, koinonia, saam brood te breek, ons kom in mekaar se huise en ons kon bid die Here saam. Wat gebeur is, dit gaan na 'n leefstyl van getuienis toe. Het iets al so amazing met jou gebeur, jy kan nie wag om iemand te vertel nie. Enigiemand al daai ervaring gehad? Waar Jesus net opdaag en iets ongeloofliks gebeur en jy sê van, hoorie, kom ek vertel jou wat met my gebeur het. En dalk was dit iets wat Jesus gedoen het nie. Dalk het jy 'n ervaring gehad by 'n restaurant. En jy het gaan eet by hierdie restaurant en die ete was so lekker dat jy kon nie wag om vir ander mense te sê, hoorie so, as jy gaan uit eet, daai is die restaurant wat jy moet gaan uit eet nie. Het jy al sulke ervarings gehad? Kan ek net gesien, enigiemand al sulke ervarings gehad? Soos almal. Die kerk, kom ek van dit. Ons ontmoeting met die Here is veronderstel om dit met ons te doen. En partykeer in jou binnekamer gaan jy daai ontmoeting hê. Daar's partye kere wat ek nie kan wag vir Jeannie om in die oggend wakker te word nie, want ek wil vir vertel wat ek nou net gelees het. Jy sien, wanneer ons as gemeenskap by mekaar kom en ons beleef werklik die Here en ons beleef hoe die Here werk en ons beleef hoe mense vrygemaak word en ons stap op pad saam met mense, dan kan ek nie wag om vir ander mense te vertel. Kan ek jou vertel wat die Here gedoen het? Ek wil volgende met julle iets deel oor Renier wat oorlede is. Tannie Amanda se seun. 2 weke terug getuig ek oor die krag van gebed. Dat ons het gebid vir daai jong man, hulle het gedink hulle gaan moet hom amputeer en hulle het nie geamputeer nie. En nou in hierdie week is hy oorlede. So was daai gebed werklik kragtig geweest. Kom ek deel met julle iets dat ek glo vas die Here het Renier wakker gemaak sodat hy en Tannie Amanda seker goed oor kon gepraat het voordat hy gesterf het. Jy sien, want hy kon 2 weke terug gesterf het, maar die Here het 2 weke vir hom gegee. En ons sien dit dalk nie nou nie, maar nou kan ons saam met Tannie Amanda huil. En ons kan sê, Here, dra. 2 mense soms week 'n baie moeilike pad gestap het, is Chantal en Mackie. Ek het gevra, Here, hoekom moes U my aan hy kom haal? En nou nog is al oomblikke wat ek oor dit wonder, maar ons kon saam met hulle daai pad deurstap en ek kan vir julle sê, ek het gesien wat die Here in en deur daai meisie se storie al is sy nie meer hier nie gedoen het. En ek vertel vir ander mense hiervan.
Want wanneer ons hierdie ontmoeting met die Here het, dan wys hy vir jou hoe die Here twee ouers, wat nie eintlik kan staande bly nie, deurdra, en hier staan ons nou 'n paar jaar later, en hulle kan getuig oor, hoe kom jy deur die dag, nadat jy jou dogter verloor het? Die Here het ons gedra, is dit so, Chantal en Mackie? Die Here het my gedra. So hier's wat ek voorvra, is Here, mag ons nie net 'n gemeente wees wat saam brood breek en saam kuier en die goeie celebrate en die woord leer en U se aanbid nie, Here, maar mag ons die ervarings wat ons het, nie hier los nie, maar in daai strate van Klerksdorp invat. Is Here, wanneer ons beleef hoe U werk, dan vat ons dit in hierdie wêreld in, want ek kan nie meer stil bly nie. Ons sal 'n gemeente wees wat nie meer stil bly nie. Is enigiemand saam met my? Mense in die vroeë kerk dopgehou en gewonder, wat is dit wat hulle so anders maak? As jy dan gedeelte in Handelinge 2 lees, dan sê dit, en hulle het guns beleef van die volk en van al die mense. Selfs hulle wat nie geglo het nie, die kerk het guns beleef. Wanneer ons as kerk so leef, dat ons naby aan die Here is, en ons gee om vir mekaar, dan gaan mense van buite af inkyk en sê, ek wil dit hê. En Francis van Assisi die derde het hierdie stelling wat hy sê, preach the gospel and only when necessary use words. Met ander woorde, jou lewe, hoe jy mense hanteer, die petroljoggie, die persoon wat jy groet in die ry by binnelandse sake, die traffiekop wat jou afgetrek het want jy het gejaag. Hoe jy daai mense hanteer, die wêreld aan jou dop. Vanoggend klim ek in my kar, my parmante gepers pikant toe. En toe ek hom so wil start, maak hy net so klik, 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 klik. En ek besef, my battery is gaar, my battery is gedaan. Nou wil ek nie vir Jeannie sê, trek aan ons moet kerk toe gaan nie, want sy wil mooi aantrek en vrouens vat tyd, so ek vat toe nou maar my, en ek bolt toe, enigiemand heel gebolt. OK, so, ek bolt toe. En julle, daai bolt was in 2 minute by my huis. En haar naam was Anjele. Haar naam. Eerste keer wat ek 'n vroue bolt sien. En Anjele stop voor my huis met 'n Renault Triber. En die vensters is pikdonker en ek sê van, Here, as dit vandag my tyd is dit my tyd. En ek klim in en ek sê, good morning. En want hulle wys nie vir die foto of dit 'n man of 'n vrou is nie, en tot my verbasing is dit 'n vrou wat voorsit. En sy sê, hi, how are you? Are you going to church? En ek sê toe, yes, I'm going to church. Nou as jy my ken, ek is 'n ekstrovert met mense wat ek ken. Ek is 'n introvert met mense wat ek nie ken nie. En ek sê soos van, moenie met my praat, ek wil net by die kerk uitkom. Ek is net so 'n bietjie bang. En in elk geval, en soos die rit aangaan, nou voel ek hoe die Here vir my sê, ja, Marius, vanoggend gaan jy vir die kerk sê, mense daar buite moet weet, sy het nou vir jou gevra oor kerk. En ek sê, Anjele, it's the first time I see that someone is driving, as a woman in this. And she says, it's very dangerous. Ek sê, Anjele, I'm so sorry. Sy sê, yes, and people don't care about you and they throw up in your car because they only use us when they get drunk. And sy sê, so to keep the car tidy is very difficult, but I want to change my life. And I want to change it for my son. Ek sê, Anjele, you have a son. En het julle nog om te verstaan, van Victoria Land tot hier is maar 10 minute. Maar ek benut hierdie 10 minute, want ek besef, die Here gee vir my hierdie 10 minute saam met hierdie vrou. Ek sê, Anjele, you have a son? En sy sê, yes, my son's name is Nkosi something. Wat beteken, God is gracious. En ek sê vir Anjele, may you experience that while you are building something up with your life, that God will be gracious to you as he is to your son. En daai vrou begin huil in daai kar vanoggend. En ek is frustreerd van my parmante gepers pikant toe het my gedrop vanoggend. Maar die Here het met my 'n afspraak gehad met daai vrou. En vanoggend wil ek vir jou vra, waar jy beweeg, beleef mense dat jy saam met hom beweeg. Beleef mense dat jy in sy voetspore loop. En dalk is dit 'n vrou wat jy vanoggend kom optel op pad kerk toe. En wat wens sy kan eerder kerk toe kom, maar omdat sy moet werk, ry sy vanoggend haar Triber Renault. Mag ons manne en vroue wees wat mense beter los nadat ons met hulle. Dis die gemeente wat ek vra, Here, mag ons so gemeente wees. En dan kom ek volgende by my laaste punt. Dis vir my interessant dat Lukas wat Handelinge geskryf het, die wat jy weet, die Dr. Lukas, dieselfde een wat die evangelie van Lukas geskryf het, skryf Handelinge. Dis vir my fascinerend dat hy 'n getal gee. Hy sê die Here, en daai dag was 3000 mense gered,
Hy sê, en die Here het daagliks by hulle bygevoeg. Ek wil hê ons moet, dit is wonderlik. Ek meen, imagine, daar's nou 'n kerk, daar is nie, maar imagine daar's 'n kerk vandag in Klerksdorp wat 3000 mense het, wat daar is. Ek praat nie van op die boeke of wat al daar was nie. Ek praat van 3000 mense, boom, en die Here voeg daagliks by. Almal sal wees van, daai kerk is amazing, hulle is so suksesvol, en wêreldse standaarde, wow, hulle gaan 'n groter auditorium moet bou, amazing. En ek kan nie vir julle beloof dat die kerk wat ons gaan lei gaan 3000 mense groot word en daagliks bygevoeg word nie. Sal dit great wees? Yes, Here, as 3000 siele tot redding kan kom, awesome. En ek dink baie mense lees daai gedeelte eens van, jy weet, groot. Maar dis nie wat ek lees as ek Handelinge 2 lees, waar hy sê, my fokus skuif na, die Here het daagliks bygevoeg. Jesus maak hierdie stelling. Hy sê, ek sal my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek deel hierdie volgende met jou, want yes, dis nou awesome, die bestuur het vir my gebid, en om Lucas, en om Chappie, en Champ, en ek is dankbaar, maar kan ek het vandag vir jou sê, ek wat hierdie kerk bou nie, dis Jesus. Kan nie ek wees nie, ek moet net gehoorsaam wees, maar hoe hierdie kerk gebou gaan word, is deur Jesus wat gaan byvoeg. En 2 jaar terug sê iemand oor hierdie gemeente, 3 jaar terug, dat hierdie gemeente gaan verdubbel. En Champ sê daai dag vir my, Marius, hierdie gemeente gaan verdubbel. Maar nie met ryk mense, of nie net met ryk mense, en nie net met aangesiene mense nie. Hier gaan gebroke mense kom van die straat af. Hier gaan mense kom en die Here gaan byvoeg die gebrokenes, die geskeides, die verslaafdes, die afhanklikes, die stikkendes. Hulle wat nie alles uitgefigure het nie. En kan ek net vir jou sê, dat ek nou ons almal beskryf. En ek beleef dit is so, die Here gaan hierdie gemeente laat groei. Maar hy gaan die mense stuur wat dit nodig het. En ek deel vanoggend hierdie met jou. Vir 2 redes. Nommer 1, die Here bou sy kerk. Mag ons altyd daar bly wat ons afhanklik van hom is. En nooit so dink, ons is amazing, en kyk wat het ons gedoen, en ons is die sous nie. Mag ons nooit daar kom nie. Hierdie is sy kerk, en hy bou sy kerk. Stem julle volgende my saam oor dit. Jesus kan hom loof vir die feit dat hy sy kerk bou. En oor die laaste jaar het ek dit gesien, hoe die Here sy kerk bou. 'n Klomp mense het gesê, oase gaan hulle deure toemaak. En die Here het sy kerk gebou. Maar as 'n familie, jy wat vandag hier sit, en jy wat aanlyn kyk, ek beleef hoe die Here sê, maak julle harte reg, ek gaan byvoeg, maar julle gaan moet dien. Ons gaan moet reg staan, deur te sê, Here, ons is lief vir U, en omdat ons lief is vir U, gaan ons lief wees vir mense, en wanneer die gebroke mense hier inkom, gaan ons hulle nie oordeel nie, ons gaan vir hulle lief wees. Wanneer die wat ver van Jesus af hier inkom, met baie tatoeëermerke, ons gaan vir hulle lief wees. Wanneer mense kom en hulle kom hulle kerk toe kom, is om 'n kospakkie te kry, ons gaan vir hulle lief wees. Ek beleef vanoggend, ons familie, hoe die Here besig is om ons uit te nooi, om ons harte voor te berei vir dit wat kom. Vanoggend toe ek en Ben so 'n bietjie praat oor die reis tot hier, en waant ons op pad is, deel hy met my, hy sê, daar's hierdie stuk opgewondenheid in sy hart oor dit wat voor lê, en ek beleef dieselfde, maar ek beleef dat die Here sê, maak reg, hier kom 'n groot oes. 'n Groot oes van siele, wat hulle harte vir die Here gaan gee, maar ons moet reg wees, jy moet reg wees. Die dae van die pastoor wat alles doen is verby. Ek sien nie dit in Handelinge nie. Weet jy wat sien ek in Handelinge? Manne en vroue wat soos jy hier sit, wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, of ek 'n chef is, of ek 'n musikant is, of ek vir Eskom werk, Here, help hulle. Here, of ek karre verkoop, of ek tyres verkoop, of ek 'n boer is, of ek 'n rekenmeester is, of ek gif verkoop vir die boere, of ek op die mark werk. Here, hier is ek, gebruik my. Jy sien, die kerk was afhanklik van die Here. En die laaste ding wat ek volgende met jou wil deel is, hoor net gemooi. Hy sê nie, hy het op Sondag by hulle bygevoeg nie. Wanneer het hy bygevoeg? Daagliks. Die enigste manier hoe die Here daagliks by die gemeente kan voeg, is as ons daagliks gaan. By jou skool, by jou werksplek, tussen jou vriende,
Ons gaan 'n missionale kerk wees. Met ander woorde, ons fokus is nie net hier nie. Ons kry, ek wil inteendeel hierdie sitplekke so ongemaklik maak, dat jy net lank genoeg hier kan sit om uit te gaan en te sê, met wie gaan ek hierdie deel? Dis die gemeente wat ek die Here voor vra, dat ons kan wees. Here, ons is 'n missionale kerk wat gaan. In Matteus 28, kan ek gaan met julle deel, die heel eerste preek wat ek hier gepreek het, toe ek hier begin werk het gegaan oor Matteus 28, vers 18 tot 20. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, sê Jesus. En kyk, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Met ander woorde, ons gaan nie alleen nie, maar ons het 'n taak. En so wat ek vandag vir jou wil sê, as 'n familie, hierdie gemeente gaan die missionale kerk wees, waar ons in die woord tyd spandeer, saam mekaar tyd spandeer, God aanbid en besef vir wie hy is, sodat ons kan uitgaan en ander van hom vertel. As jy volgens saam met my is, kan ek jou vra om asseblief jou voete, saam met my op jou voete te staan. En as jy gemaklik is, net jou hande so voor jou oop te maak, sê Here, hier is ek. Stuur my. Here, ek gaan my lewe bou op U. I will build my life upon you, Jesus. Here, mag ons also nooit oor 'n mens gaan nie, mag dit altyd oor Jesus Christus gaan. Mag ons 'n gemeente wees wat so lief is vir U woord, Here, dat dit ons woorde beïnvloed, ons gedagtes beïnvloed, ons hart beïnvloed, ons dade beïnvloed, ons hande, ons finansies. Here, mag U woord ons lei hoe ons lewens moet leef. Here, mag ons nie dit net vir onsself nie, maar mag ons community, gemeenskap hê, wat in mekaar se huise kom, en nie net op 'n Sondag mekaar sien nie, maar mekaar se lewens kan belê. Saam 'n pad stap. Here, sodat ons op 'n plek kan kom wat ons, dit wat ons beleef, U voor kan dankie sê en U kan aanbid, en dan dit in hierdie wêreld gaan invat, en besef dat elkeen van ons, nie net die voltydse span, of die pastore, of die hoogheiliges nie, maar elkeen van ons word gestuur in hierdie Klerksdorp in Ottosdal, Here, in Botawil, Here, in ons omringende areas, Here, in Vierfontein, in Stilfontein, Here, waar kan ons beweeg, Here, stuur ons. Ons wil 'n gemeente wees wat missionaal leef, sodat U kan elke dag byvoeg hulle wat gered is. And I will build my life upon your love, for it is a firm foundation. As jy saamstem, wil jy nie net sê amen nie. Amen.